Welkom allemaal hierso by ons nuwe podcast, AGS Kentricast, en ons is opgewonde om hierdie met julle te deel en te begin met hierdie nuwe reeks wat ons nou begin het om bietjie te praat oor die preke en bietjie dieper te kan gaan in dit, en ons noem dit nou na die Amen. So, ek en Pastor Alex is nou hierso om bietjie te kan praat oor die naweek se diens en te praat oor wat ons hierdie naweek beleef het en die woord wat gedeel is en net bietjie dieper te gaan in dit. En Alex, dankie dat jy hier is vanoggend, hè? Thanks, dis 'n voorreg. Ek dink is goed dat mense bietjie na die preek net 'n oordenkingsvideoetjie het. So vir die ouens wat bygewoon het, kan dit luister, maar ons gee genoeg konteks dat die ouens wat nie ingeskakel het nie ook kan deel wees van dit wat ons doen. Ja, die doel van dit is om bietjie dieper te gaan en bietjie vrae wat ons dalk het rondom dit te kan antwoord en vir enige mense wat bietjie wil dieper gaan. So ons is opgewonde oor dit. Ons is nou besig in Augustus maand met 'n nuwe reeks. Ons noem dit Wag, en die Sondag wat verby is, het ons eerste gedeelte gehad wat Wag die belofte was. En ek wil jou graag vra vanoggend, kan jy ons bietjie meer vertel oor die tema Wag, oor hoe ons uitgekom het by dit en hoekom ons hierdie maand bietjie daarby gaan stil staan? Goed. Ons het op die woord wag besluit vir die rede dat ons so bietjie mense wil begelei vanaf 'n woord wat hulle van die Here afgekry het tot op 'n plek waar die woord in vervulling kom. Want ons beleef in die versoeke van mense dat byvoorbeeld hulle sal sê dat ons hoor nie God se stem nie. Maar as jy hulle vra, het die Here al vir jou 'n belofte of 'n woord of 'n profetiese woord gegee, dat hulle dan sal antwoord ja. En dan wonder 'n mens hoekom dit nie in vervulling gekom het nie, en dis omdat mense in hierdie periode van wag baie keer dit verloor. So ons wil graag in hierdie tydperk van Augustus werk op mense se geduld, maar ook hulle geestelike, ek wil nou amper sê, om hulle self ingeskerp te kry op 'n proses, waar hulle van die belofte tot die vervulling kan vashou aan die Here en uitsien na groot goed wat die Here doen. So dis kom ons besluit het op die tema wag, en ons gebruik Jesaja 61, waar die profetiese woord aan Jesus uitgegaan het, dat hy dan die verlosser gaan wees, en dat die volk verlos gaan word. So Jesaja 61 is 'n belofte wat eintlik aan Israel gegee is en ook so aan ons gegee is. En so ons het hierdie naweek so 'n bietjie gepraat oor belofte, en het 'n interessante ding gesê Sondag van 'n belofte wat die Here vir jou gee is nie net vir jou nie. Dis vir die mense daar buite, is vir die wêreld ook al rondom ons. Dit is nie net 'n selfgesentreerde ding nie, maar dis eintlik 'n community ding, as ek dit so kan stel. Nee, stamp ek nou die mic, verstaan jy? Nee. Maar dis om in daai rigting in te beweeg. So, kan jy ons bietjie meer vertel oor die idee van die belofte wat die Here vir ons gee, oor dit, as jy bietjie in konteks gee. So kom ons gebruik gou die woord belofte. Die woord is vol beloftes. So al vat jy net 'n skrif en maak dit jou eie, soos byvoorbeeld Spreuke 3 vers 4 wat sê dat die guns van die Here oor jou is, dat hy opdaag op plekke waar jy nie was nie, en vers 5 wat sê vertrou op die Here met alles wat in jou is en hy sal die paaie gelyk maak. So dis 'n belofte. As jy doen wat die woord dan sê, dan volg 'n belofte. Maar hierdie belofte is meer gekoppel aan 'n woord oor jou lewe wat baie spesifiek is, maar as jy dit wil toets, moet jy dit toets met die woord is nie net vir jou nie. Want talle kere sien ons in die Bybel dat 'n woord deur die profetiese boeke aan die volk of aan 'n persoon of aan 'n profeet of van 'n profeet gegee word. En dit is dan gemik op 'n holistiese benadering van die persoon wat die woord ontvang en die mense om hulle wat dan deel vorm van die woord wat gegee word. En ek wil altyd sê dat 'n belofte van God af is nooit net vir jou nie. 'n belofte van God is vir die mense, ek wil amper sê om jou. En ek dink aan die term wat in die sekulêre wêreld dalk bekend sal wees soos om 'n trust te hê. En jy die trustees wat besluit wat moet gebeur, en jy die beneficiaries wat voordeel trek uit dit uit. En ek dink baie keer is dit die konsep. 'n Woord is om 'n trustee te wees van die woord, om dit te bestuur, sodat mense in jou lewe kan benefit of kan voordeel trek daaruit. So die belofte hier wil ons graag fokus op dit wat God vir jou doen, om dit deur jou te doen, in plaas van vir jou doen om dit vir jouself te doen. So die skrifgedeeltetjie wat ek graag daarso wil gebruik, is die belofte wat dan aan Abraham gegee word, dat hulle sal
voorspoedig wees en baie mense gebruik die konsep om dan nou, ek wil nou die woord prosperity inbring, maar kom ons sê nou mense wat goed doen te bevoordeel. Maar die woord daar is so duidelik en ek lees uit Genesis 12 uit en so in die middel sê hy, ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. So die oomblik wat jy 'n woord of 'n belofte het vir jouself om jouself te verryk, loop jy risiko. Bevestig by die Here of daai woord nie dalk vir jou is om deur jou te werk vir die mense om jou. Ja, dis interessant. Ek luister 'n ding nou die dag toe sê die ou dat 'n woord van God is soos 'n investment wat gemaak is. En wat doen jy met dit? Jy weet, en ons het gister dit vinnig genoem van die voeltjies wat rondvlieg om die saad te kom steel. Jy weet. En ek dink toe daaraan oor hoe ons deur die week en ons gaan nou verder gaan maar hoe 'n mens deur die week 'n bietjie tyd kan spandeer met die woord wat gedeel is. Want ek dink ons mis dit baie keer. Soos ek dink ook as die Here vir jou 'n belofte gee, ons vat dit baie keer en ons hardloop net met dit. Ons sit nie met dit dat daai woord eintlik in ons begin groei nie. Dat dit kan eintlik voorkom van wat die Here werklik deur dit vir ons wil doen. Ons vat dit met die eerste oomblik en sê okay, dis wat dit is. En ons is nie oop vir daai verandering wat kan plaasvind of daai groei van die woord wat kan plaasvind nie. En dis interessant wat ek dink toe, hoeveel keer het die vyand nie al woord kom steel nie. Jy weet, selfs by Israel, as ek dink aan hoe die Here vir hulle die beloofde land gegee het. En hulle gaan uit om die land te verken en hulle sit daar en sê nee, daar's nie manier as die ingegaan het. Jy gesien hoe groot daai ouens. En hulle die vrees keer hulle om te beweeg op 'n woord en om regtig vas te hou aan daai belofte. En ek dink toe as jy vir ons so kortliks kan beskryf rondom dit, hoe kan 'n mens wanneer dit nie so lyk nie, nog steeds vashou aan 'n belofte wat die Here vir jou gegee het? Soos dink aan Israel. Hulle loop in hierdie land in om dit te gaan verken. Hulle sien al hierdie mense om hulle wat hulle wil aanval en wat hulle kan doodmaak en hulle is soveel groter en soveel wat ook al. Hoe kan hulle in daai oomblik, hoe kan ons in daai oomblik wanneer daar twyfel intree, eintlik kan vashou aan daai belofte? Ek dink dat ons baie keer die fout maak om in ons samelewing van kids te verwag dat goed onmiddellik moet gebeur. En as ons nie die belofte vasmaak in ons hart, nommer 1 dat dit van God afkom nie en 'n bevestiging daarvan het nie, dan is dit maar net 'n oomblik. En ek dink kerk val uitmekaar uit want ons is vol oomblikke. Ons het die geneigtheid gehad om kampe by te woon vir oomblikke. Ons het hierdie geestelike evangeliste wat besoek vir oomblikke en hoeveel woord het ons nie al gekry by sulke geleenthede en wanneer jy uitstap is dit verby en dit is klaar en jy onthou dit nie en jy het dit neergeskryf en jy moet hard werk om terug te gaan. So vir Israel byvoorbeeld uit Jesaja 61, jy het nou van die woestyntydperk gepraat, maar kom ons gaan so 'n bietjie verder, is daar 'n tydperk wat verbyloop van byna 700 jaar voordat die woord in vervulling kom wat Jesus actual deel word. So daar is 'n wagperiode en om vas te hou beteken vir my to align yourself towards the word that God gave you. Om jouself heeltyd in te rig, om jouself voor te berei en om in die rigting te beweeg van die woord. Dit verg dat ons meer doen as net dit lees en dit bid. Dit verg dat ons moet doen wat ons hand vind om te doen, om nader te beweeg aan dit. So kom ons vat 'n voorbeeld van roeping oor ons lewe, ons as pastore. Ek het die roeping van die Here op my lewe ervaar op 16. Ek het myself betrokke gemaak in 'n gemeente waarby ek 'n selleier op 'n vroeë ouderdom was en selfs die geleentheid gekry het om te preek op 17. Maar nog steeds moes ek my aanwend tot studies om op die plek te kom waar die Here my dan voltyds in die bediening kan sit. So ek dink om in die wagperiode te wees en vas te hou aan die Here, om aktief besig te wees to work towards the word of God. Want dan gaan jy jouself heeltyd motiveer. As jy net terugsit en passief wag, dis wanneer frustrasie, ongeloof en die plek intree waar ons opgee. Ja, dit is interessant want ek dink baie keer dink ons om die belofte te kry en dan beweeg ons nie verder as dit nie. Soos ons ontvang die Bybel sê alles werk ten goeie uit vir hom wat lief is vir God. Wat 'n belofte is vir almal wat die woord lees. Maar dan
wanneer moeilike tyd kom, dan dink ons, okay, maar wat se kant toe nou, of wat nou, in plaas daarvan om net toe te pas wat die woord sê in sekere situasies en aan te hou. En ja, 'n mooi ding wat iemand eendag gesê het was, you can't have God's promises without God's values. Reg. En dit was vir my altyd so mooi, want jy moet in 'n line wees met hoe die Here wil hê ons moet leef, om regtig in dit in te kan beweeg. So dis vir my mooi. Nou dink ek aan hierdie ding van die belofte. Nou gaan ek jou die vraag vra, hoe kry ons 'n belofte persoonlik? Waar begin die Here met ons praat? Hoe gebeur dit? Hoe vloei ons in dit in vir die tydperk? Ek dink dan, soos ek Sondag gesê het, ons oorkompliseer dit baie keer. Ons wil hê daar moet in die wolk geskryf word of in 'n hoorbare stem of iemand moet dit teen ons muur verf wat hierdie ek wil amper sê dit gebeur, maar dit gebeur minder. Ja. En die ander ding is ons gee altyd die verantwoordelikheid vir iemand anders om 'n woord vir ons te kry. Ja. Terwyl ek gister gesê het dat selfs kinders hoor die stem van die Here in wat reg en verkeerd is. Hoeveel te meer ons wat kinders van God genoem word, sê die woord dat die skape ken die herder se stem. En ek het dit getoets met 'n paar mense om te vra, as hulle sê ek hoor nie die stem van die Here nie, dan sê ek, maar het jy nog nooit iets van die Here gehoor nie? Nee, maar die Here het skrif gestuur op hierdie formaat, of op sosiale media het hierdie konteks uitgekom, of daar was hierdie prediker gewees, of daar was 'n Bybelvers wat oopgebreek het vir my, en dit was alles deel van 'n prentjie van 'n belofte of 'n woord. So ek wil sê, sit by die Here se voete, maar nie op 'n godsdienstige manier nie. Stel jouself oop dat die Here deur enige iets en enige iemand kan werk. Ja. En ek maak altyd seker van 'n woord deur om vir die Here die volgende te vra. As hy vir my 'n woord gee, wil ek 'n bevestiging hê met 'n vers. Ek soek iemand wat niks weet nie om dit te bevestig. En derdens om vrede in my hart te beleef. So as jy wonder of jy 'n woord van God het, vra vir 'n skrifgedeelte om dit te bevestig. Ja. Vra vir iemand wat niks weet nie om dit te bevestig. En derdens kan jy dalk vir die Here vra vir vrede, want as die Here vir jou 'n opdrag gee en al voel dit hoe groot, hoe onmoontlik, as jy op die Here vertrou, kry jy vrede, want jy weet jy doen dit nie alleen nie. Ja. So dit kom terug na gaan kry 'n woord. 100%. Begin by dit. Begin by om by die Here se voete te sit as sy kind. Ja. En sit daar en vra die Here vir 'n skrif. Want jy het 'n interessante ding gesê gister rondom dat ons moet nie daai amper soos 'n begging mentality inneem nie. Reg. Maar daai kind in die huis mentality van die Here wil dit vir ons gee. Ja. En kan jy 'n bietjie uitbrei rondom dit van hoe kan ons in daai plek in beweeg? Ek dink dis waar die woord geloof inkom. Geloof is in ons persepsie 'n godsdienstige gebruik wat baie mense laat struikel, want ons sal vinnig voel, maar ek het nie genoeg geloof nie, of ek is klein gelowig, of aan die ander kant sit ons met hierdie konteks van 'n mosterdsaad geloof. Terwyl geloof is nie om van God af dit te smeek nie. Geloof is om God te herinner aan wat hy beloof het. Ja. En dit gaan so in 'n huis. As 'n kind gaan nie kom smeek vir 'n bord kos nie. 'n Kind gaan nie kom smeek vir die nodighede nie. En as jy 'n belofte aan jou kind gemaak het, is hulle bitter vinnig om jou te herinner aan daai belofte. Ja. Hulle kan dag, tyd en alles daarbey voeg om vir jou te sê, maar pappa het so gesê. En ek dink dis die mentaliteit wat ek wil hê, want ons kom baie keer soos 'n vreemdeling by die huis aan en kom smeek asof ons nie geken word nie, asof God dit nie wil doen nie, en asof God, en ek het die woord gebruik, dit wing elke dag, om elke dag op te maak soos hy gaan. God werk nie so nie, hy werk in 'n kairos plek, waar hy sê, ek ken die einde van die begin af. Ja. 'n Skepingsdoel, daar's 'n groter prentjie, en ons moet dit verstaan, dat wanneer ons na God toe gaan, herinner ons hom aan die beloftes wat hy gegee het. Ons kom nie en smeek asof hy dit nie wil doen nie. Ek hoop dit antwoord die vraag. Ja, ek dink is interessant wat die Bybel sê ons, dis deur die gehoor van die woord Reg. waar ons geloof opbou. Yes. En ek dink baie keer moet jy jouself herinner aan daai beloftes, want hoe meer jy ook die Here herinner jy jouself. En dit bou baie keer geloof ook in my op. So ek sal baie keer as ek gaan bid,
dan bid ek die skrif, die woord, die beloftes. Reg. Net om myself te herinner ook, aan onthou gou, die Here sê daar is planne vir voorspoed, en herinner myself dat die Here is met my, en hy sal my nooit begewe en nooit verlaat nie, en herinner myself daaraan, want dit bou ook geloof by my. Reg. En ek dink baie keer, dink ons die skrif is net, dit is net daar vir oomblikke, maar dit is daar vir elke dag, soos jy kan jouself enige tyd herinner, aan die beloftes van die Here, en dit is snaaks as jy gesê het, hoe jou kind die pa, herinner, want as my pa hierdie luister, ek jammer pa, ek herinner hom nou nog goed, wat Daar is beloof het. beloftes. Ja, ek herinner hom nou al, sê, nou pa toe ek 16 was, dan sê pa vir my, ek jammer papa, anyway, maar, daai idee van, wanneer mens na die Here toe gaan, en jy begin met hom praat oor die beloftes, en jy herinner hom, en jy herinner jouself, en dit bou weer geloof, en jy dink aan die Here het al reeds die hele prentjie uitgelê. Hy weet al reeds wat moet gebeur, en hierdie is net 'n stukkie van die puzzle, en die Here sien die hele prentjie, en ek dink, dit kan ons baie keer, as ons dit kan onthou, kan dit ons help om te leef in geloof, nee? Om nie net stil te staan nie, maar te glo en te leef asof dit al reeds gaan gebeur, asof die Here al reeds besig is om 'n pad te maak. En ek wil jou 'n vraag vra oor hierdie wag en die beloftes. Was daar al, kan jy 'n storie deel oor waarop jy gewag het vir iets en hoe jy gereageer het op dit? Tristan, het jy nie vir ons 'n storie nie? Ek grap. Ek dink dat een van die beloftes was dat toe ek Robertson toe gekom het byvoorbeeld, wat nou my 4de gemeente is, en ek baie rebelsie aangekom het om te sê dat ek nie weer 'n kerkgebou gaan bou, soos in die ander gemeentes waar ek gehelp het en ondersteunend was nie. En die Here het by 'n Pinksterdiens in die eerste jaar wat ek hier was, 'n woord gegee, want die profetiese woord wat uitgegaan het vir my koms was, dit wat die oog nog nie gesien het en die oor nog nie gehoor het nie. En ons het 'n verskriklike sterk gemeente gekry, wat geestelik sterk was. En ek het aan hierdie impak gemeente gedink, in die verskoning van ons 40 wat hier is, gaan die wêreld verander. Dis al wie ons nodig het. As 2 mense ja sê, verander ons die dorp. En die Here het die woord vir my gegee om te vra, waarheen gaan almal wat my ontmoet? En ek besef toe, en ek het bely gehuil voor die gemeente en gesê, ons gaan dit doen, ouens. En ons het hierdie kerkgebou begin bou met R230,000 wat in die rekening was vir stoele, wat 10 jaar al aankom in die gemeente. So dit was baie kosbare fondse wat aangewend moes word, baie spesifiek. En ons het met dit begin, fondasies gegrou, bome verwyder van die parkeerareas af. En we manifested. Maar dit was nie onmiddellik nie, en dit was nie maklik nie. En ons het nooit die volle bedrag gehad om die kerk te bou nie, maar elke keer wat ons wil betaal, is die geld beskikbaar. So my storie is die gemeente, om op 'n plek te kom waar ons in die somer 2 dienste gehou het, omdat ons nuwe gebou te vol is. Is wat die oog nog nie gesien en die oor nog nie gehoor het nie. As ek hier instap op 'n Sondag en ek sien al die donker mure, wonder ek nog steeds, hoe het ek almal oortuig dat hierdie okay is? Maar dis die Here met 'n belofte. Ja, maar dit is so mooi, want dit trek dit in, dat ons nou gesê, die belofte is nie net vir jou nie. Die belofte brei uit na ander mense toe. En elkeen wat deel is van hierdie gemeente, op wat ook al manier, is deel van die belofte. En dit vloei in hulle lewens en in ons lewens en almal se lewens in, want dis wat die belofte doen van die Here is. Dis gaan nie net oor een persoon nie. Dit gaan oor sy werk en die koninkryk en die naam van Jesus Christus. En dis wat hier besig is om te gebeur. En Absoluut. wat ons nou gesê het oor wanneer ons in daai geloof tree en jy glo die Here oor sy beloftes en oor die woord, dan kan 'n mens beweeg in dit. Jy weet, al lyk dit de mekaar, al lyk dit onmoontlik, al het ons nie geld nie, al weet ons nie wat se kant toe nie, kan ons nog steeds daai tree gee, want dis daar. En dit is waar my storie inkom van toe ek beroep was Robertson toe, was die Here het vir my 'n woord gegee voor die onderhoud. En toe doen ons die onderhoud en toe vergeet ek wat 'n woord beteken, ek weet nie kan onthou nie. 100% integriteit. Ja, heeltemal vergeet wat dit beteken. En ek loop daar uit, ons is klaar en ek sê toe,
Here, ek het nou heeltemal vergeet wat daai woord beteken, maar ek weet iets vir my 'n woord gegee. En ek onthou, dit was 'n maandag aand en ons het die onderhoud gedoen en ek het klaar gemaak en ek het kamer toe geloop en ek het vir my ma gesê die Here het vir my gesê ek gaan en ek het begin 'n boks pak. Reg. Want dit was daai beweging van ek het 'n woord van die Here af gekry. Ja. En 'n mens kan nie net sit nie. Jy moet beweeg. Jy moet verwag dat die Here verwag 'n sekere woord, maar jy moet vertrou dat die Here dit gaan kom vul. Maar jy kan niks vul as jy nie voorberei nie. Ja. So as jy nie beweeg op daai belofte nie, as jy nie loop met daai geloof nie, dan kan jy dit nie kom vul nie. So 'n mens moet beweeg in daai manier. En in hierdie beweging verander die Here ons. En dis wat jy gister gepraat het oor, daar word 'n verandering in ons en in situasies of in omgewings vind plaas, maar daar's 'n vorming van identiteit wat gebeur. Reg. En ek wil jou vra, kan jy ons bietjie net vinnig uitbrei rondom dit? Wat beteken dit dat die Here ons identiteit vorm in 'n tydperk van wag? Die identiteitsvorming dink ek gaan oor jou kapasiteit. Ja. As ons die regte ding op die verkeerde tyd kry, dan raak dit die verkeerde ding. En ek beskryf dit altyd soos as jy vir enige 10-jarige seentjie vra of hy 'n Ferrari soek, gaan hy vir jou sê, "Sure, asseblief bring hom nou." Ja. Maar geen ouer gaan dit vir daai kind gee op 10 nie, want dit is 'n gevaar vir hom. Al is dit die beste en die regte ding op die tyd. Wat hy dink die regte tyd is, maar ons weet dit is nie. En ek dink dis baie keer hoe God werk. Daar's 'n seisoen van verandering wat moet plaasvind. Ons moet ons mentaliteit verander. Ons moet ons emosionele intelligensie verander. Ons moet ons gees oefen om groter kapasiteit te hê, groter geloof, groter dinge te sien gebeur, al is daar nog niks wat gebeur nie, weet. En ook om vir groter dinge te vertrou is soveel meer dissipline as om vir klein dingetjies te vertrou. Want dan skuif jou fokus van mense af na God toe. So ek sal sê die identiteitsvorming is wie jy is en wie jy is vir mense om jou. Sodat die Here gaan verseker nie jou met 'n groot blessing vertrou as jou getuienis nie goed is nie. Want jy verteenwoordig God wanneer jy die blessing leef, soos 'n Abraham. So ek dink die identiteitsvorming is to get ready, to be ready, maar ook om deur 'n snoeiproses te gaan, want dit lyk tog of jy terugsny, dit lyk of jy afsny, maar eintlik ontwikkel jy die potensiaal vir soveel meer en vrug wat kan dra as die ou loot of die ou stam wat daar was. So ek sou dit as dit beskryf, 'n binnekant verandering, maar ook jou omgewing wat gereed maak vir jou wat verander. Ek dink dit is ook 'n belangrike tyd in daai oomblikke wanneer ons die belofte ontvang het wat jy nou gesê het. Dit is nie 'n instant ding nie. Dit gebeur nie altyd oornag nie. Daar is 'n tydperk van wag wat plaasvind en ons ontvang die belofte en ek dink as 'n mens nie in daai belofte, in daai wagtydperk toelaat dat daar verandering in ons plaasvind nie, gaan daai blessing kom en dit gaan te swaar wees. Ja. Dit is te swaar vir ons om dit te dra en dit kom dan in op waar die Here in daai wagtydperk dan bou hy 'n karakter wat dit kan hou. Jy weet, en ek dink dit is so belangrik om in hierdie oomblikke nie moedeloos te raak nie, maar om myself te herinner dat die Here ontwikkel ons sodat as daai deur oopgaan, dan kan ons in dit in beweeg en ons kan vorentoe gaan en ons kan dit dra. En if you don't let the Lord prepare you, the blessing will destroy you. Jy weet, 100%, dis mooi gestel. Mens moet baie keer in daai preparing tyd ingaan, in die wag ingaan en sê Here, ek het die belofte ontvang. Ek glo U vir U woord. En ek vertrou U om my voor te berei om my reg te kry vir daai belofte om te kom. En ek meen ons het nou gister gehoor, dis al die tyd later in Lukas 4 waar die Here eers sê hierdie belofte van Jesaja 61 is nou vervul. Hoeveel jaar? Hoeveel tydperke van stilte was daar? Wat hulle gewonder het wat moet gebeur. Maar dit was in daai oomblik wat die volk reg was om te hoor en dat daai belofte tot vervulling kan kom. So ek is opgewonde oor hierdie reeks van wag en ek nooi jou uit om deel te wees van dit en om ons te volg op Facebook en ook as jy kan, daar in die kerk te wees en op YouTube ook. Maar ek is opgewonde vir dit want ek glo die Here en ek vertrou die Here regtig dat daar groot goed gaan kom. Daar's groot deurbrake wat op pad is, maar dit is daar om die naam van Jesus Christus groot te maak. Absoluut. So laat hy ons voorberei
En ja, dankie Alex, dankie vir jou tyd. Dankie. Dus volgende week is ons weer hier, dan gaan ons weer die volgende gedeelte van die preek Met die ander prediker en die ander pastore. Jy, Ek's opgewonde. opgewonde. Mag julle gebless wees, Ja, hoor. dankie vir julle tyd. Totsiens.